Hallo vriende en baie welkom hier. Dit is baie lekker om saam met jou te kuier sommer so vinnig na Kersfees en mag ons ook op hierdie eerste Sondag na Kersfees opnuut stil raak voor God drie enig en mag ons ook rus in hierdie gevoel van Kersfees. Dit is partykeer so vinnig verby en weet dat die Christuskind vir my en vir jou gebore is. Ons gaan so 'n bietjie verder in Lukas 2 lees vandag. En ons gaan lees oor Jesus groot word jare, die bietjie wat daaroor geskryf is. Maar voordat ons daar kom, wonder ek of julle as ouers, as jy al kinders gehad het, ooit daai gevoel gehad het van wanneer jou kind nie op die plek is wat hy of sy moet wees nie. Dit is 'n angstigheid, geskarrel om uit te vind waar of hy of sy haarself bevind. Nou, in die min wat ons van Jesus Christus se kinderlewe weet ons wel dat hulle op 12-jarig of toe Jesus 12 jaar, nou uit die min inligting wat ons van Jesus se kinderjare het, vertel Lukas 'n verhaal van toe Jesus 12 jaar oud was en hulle saam met hulle reisgenote en familie die Pasga in Jerusalem gaan vier het. En op pad terug besef Josef en Maria, maar Jesus is nie daar nie. So hulle ervaar iets van daai angs van waar is hulle kind? Wat het van hom geword? So kom ons lees Lukas 2 van vers 41 tot 52 saam. Jesus se ouers het elke jaar vir die fees van die Pasga na Jerusalem gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle ouer gewoonte vir die fees daarheen gegaan. Na afloop van die fees het hulle teruggekeer, maar die kind Jesus het sonder sy ouers se medewete in Jerusalem agtergebly. Omdat hulle gedink het dat hy elders in die reisgeselskap was hulle reeds 'n dag lank op pad, voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle teruggedraai na Jerusalem om hom te soek. Na 3 dae het hulle hom op die tempelterrein gekry, waar hy tussen die leermeesters sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verstom oor sy insig en antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle baie ontsteld. Sy moeder sê toe vir hom, "Kind, hoe kon jy so iets aan ons doen? Kyk, jou vader en ek het angstig na jou gesoek." Maar hy antwoord hulle, "Waarom het julle na my gesoek? Het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie?" Hulle het egter nie verstaan wat hy vir hulle gesê het nie. Toe het hy saam met sy ouers vertrek en in Nasaret aangekom. En hy was gehoorsaam aan hulle, maar sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder die mense. Toe ek hierdie verhaal lees, kon ek nie anders as om een van daai klassieke Kersfeesflieks, Home Alone, in my agterkop te sien afspeel nie. Ouers wat in 'n ander dorp, in 'n ander staat in Amerika sit en hulle kind is alleen by die huis. Maar wanneer ons kyk na hierdie verhaal, sien ons dat Josef en Maria soos goeie pligsgetroue Joodse gesinne die feeste onderhou het en dat hulle so saam met hulle familie en vriende getrek het om die Joodse feeste te onderhou. Een van hierdie feeste was die Pasga. En dit is eers na 'n dag lank se reis wat hulle agtergekom het Jesus is nie onder 'n reisgeselskap nie. So kry hierdie prentjie in jou kop. Hulle is 'n dag ver uit Jerusalem, draai om, reis 'n dag weer terug en ons sien dat hulle 'n dag lank gesoek het, 3 dae later, voordat hulle Jesus gekry het. En nie op enige vreemde plek nie, maar op die tempelterrein, sê die Bybel. En ons lees dan dat hierdie ouers, Maria en Josef van Jesus, se reaksie was baie normaal. Hulle was ontsteld en hulle sê, "Hoe kon jy dit doen, Jesus? Jy het angs vir ons veroorsaak." En Jesus, baie kalm, antwoord die volgende. Hy sê, "Maar hoekom het julle nie gedink om heel eerste hierso te soek nie? Hoekom het julle nie gedink dat ek besig sou wees met my Vader se dinge nie?" Ons sien dat die leermeesters en die skrifgeleerders wat op daardie stadium in die tempel was, verstom was oor Jesus se wysheid. En ek dink Lukas vertel hierdie verhaal vir 2 redes. Eerstens, dink ek, probeer hy vir ons 'n blik gee op Jesus se grootwordtyd, dat hy
as kind, as tiener, op 12-jarige ouderdom, gegroei het en wys geword het en in die guns by mense en by God gebly het soos wat hy groot geword het, soos wat hy moes, want hy is die Messias, hy is die een wat vir ons in doeke toegedraai is. Maar die ander ding wat Lukas ook baie mooi uitbeeld, is die onvermoë van Josef en Maria om te verstaan, eerstens wie Jesus is, ja, hy was hulle kind gewees, maar hy is ook die Messias. En dat hy besig is met die dinge waarvoor hy aarde toe gekom het, met sy vader se dinge, en hierso praat hy dan nie van Josef nie, hy praat van sy vader in die hemel. Liewe vriende, waar ons totsiens sê vir 2024 en 'n nuwe jaar vir ons voorlê oor 3 dae, wonder ons ook dalk waar is God? Kyk jy en soek jy dalk ook angstig rond in 'n wêreld wat so die mekaar is. 'n Wêreld waar daar klomp verkiesings gebeur het, waar die onsekerhede wat as gevolg van hierdie verkiesings in die lug hang, in 'n wêreld waar oorlog steeds aan die gang is, 'n wêreld waar daar onluste is, en dalk wonder jy, waar is God? Dalk het jy in hierdie jaar jou pad verloor. En ek dink die Here Jesus Christus, soos wat hy vir sy ouers, Maria en Josef sê, so sê hy vandag vir my ook vir jou. Jy hoef nie te wonder waar ek is nie. Jy hoef nie angstig te wees oor waar ek myself bevind nie. Ek is op die plek waar jy sal verwag ek moet wees. En is nie die kerkgebou nie, dit is in jou hart. Dit is in woord en gebed. Daar waar Jesus vir my en vir jou geleer het om hom te ken. Dis daar waar ons as gelowiges by mekaar is. Daar is hy. En daarom, liewe vriende, wanneer die wêreld sy gang gaan, en wanneer ons die nuwe jaar ingaan, en ons wonder waar is God, ons wonder waar is Jesus, ons weet waar om hom te vind. Ons weet waar hy woon. Ons weet waar hy werksaam is. Hy is by ons, hy is in ons en hy is deur ons, in woord en deur gees en gebed. En mag ons, soos die jaar klaarmaak en die nuwe jaar wat voorlê op die horison is, mag ons opnuut weer vir Jesus vind. Mag ons te midde van angs en onsekerheid rustig raak en seker wees dat Christus ook by elkeen van ons is. Hierdie klein kindjie wie se geboorte ons 'n paar dae terug gevier het. Hy is die verlosser van die wêreld. En hy is ook my en jou verlosser. Mag ons rus vind in daardie wete en weet, Christus is in ons en by ons en deur ons besig. Gaan soek hom en jy sal hom kry. Amen. Here, dankie vir die wonderlike versekering wat ons vandag kan hê. Dat U die Christus is, dat U die een is wat ons kom verlos. Dankie vir die sekerheid dat die wêreld kan maar aangaan met hulle dinge, maar dat U nog altyd daar is op die plek waar ons U altyd sal vind. En daarom, Here, soos die jaar klaarmaak en die nuwe jaar voorlê, is my gebed dat ons U opnuut sal vind. En daar waar ons angstig is, daar waar ons U nie sien nie, dat ons sal besef en weet, U is nog altyd by ons. Ons vind U nog altyd in die woord. Ons vind U nog altyd in gebed. Mag ons ook volhard in hierdie geloofsgewoontes, Here. En weet dat U ons nooit alleen laat nie. Ons eer U daarvoor. Amen.